Abraham word deur God as die vader van gelowiges gesien, omdat hy in geloof vir God met sy lewe en toekoms vertrou het. Ons verstaan meer van geloof as ons luister na wat Romeine 4 vers 17 tot 22 oor Abraham sê. Abraham moes God se beloftes bly vertrou, al was daar menslik gesproke geen hoop meer dat God se beloftes waar sou word nie. Die seun wat God Abraham beloof het, is eers gebore toe hy 100 jaar en sy vrou 90 jaar oud was. Dit was ver verby die tyd wat mense kinders kan hê. Geloof is om God wat die onmoontlike moontlik kan maak, met my lewe te vertrou, selfs al sê alles om my dat hy dit nie kan doen nie. Ons moet hoor, God kan dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie, deur sy woord tot stand bring. Abraham moes bly glo dat God kan doen wat hy sê, al sê alles om hom dat dit nie moontlik is nie. Abraham se geloof was nie om God te vertrou met dit wat menslik moontlik is nie, maar om God te vertrou met dit wat net God alleen kan doen. Geloof is om God te vertrou, om ons van sonde vry te spreek, want ons weet, daar is niks wat ons self kan doen om dit moontlik te maak nie. Daarom het die Here Jesus die volle prys vir ons sonde betaal. Die verhaal van Abraham, Sarah en die geboorte van Isak wys vir ons dat ons God in geloof moet bly vertrou, selfs al is daar menslik gesproke geen hoop meer nie. Die Here het Abraham geseën en die onmoontlike in sy lewe moontlik gemaak, omdat hy God bly vertrou het. Wat maak jy as jy geen hoop meer het nie? As jy bly sondig en alles waarop jy hoop wegval, wat maak jy? Bly jy God vertrou vir jou eie redding en vir jou toekoms, want jy weet dat hy ook in jou lewe die onmoontlike moontlik kan maak.